So ons kop af met 'n nuwe preekreeks wat ons noem Hoekom, hoe nou? Ons so in die vakansie, ons sê altyd vir die wat dit vakansie is, great, hoop jy kan so 'n bietjie rus, maar ons wil hierdie volgende 2 weke so in die skoolvakansie so 'n bietjie gebruik om te gesels oor daai vraag, hoekom, hoe nou? En ek wil jou 'n vraag vra, het jy al ooit jouself in die geloofspad waarop jy journey, waarop jy is gevind, waar jy twyfel? Het jy al ooit die vraag gevra, hoekom, Here? Hoekom het hierdie spesifieke goed in my lewe gebeur? Hoekom bevind ek myself in hierdie situasie? Hoekom is ek in hierdie omstandighede? Enigiemand of was dit dalk nog net ek? Ek dink almal was al daar. Hoekom het hierdie met my gebeur? Miskien is die vraag dalk die afgelope ruk dalk bietjie meer, bietjie weier, die uitdagings dalk nie so persoonlik nie, maar dalk eerder iets van hoekom lyk die wêreld soos dit lyk rondom my? Hoekom, wat gaan aan in die wêreld? Hoekom is daar soveel gebrokenheid? Hoekom is daar soveel seer in die wêreld rondom my? Hoekom is dit in so slegte toestand? En hoe maak ek sin daarvan? Nou, dis nie 'n nuwe vraag nie. 300 jaar voor Christus was daar 'n Griekse filosoof, Epicurus, wat ook, ek dink dis hoe jy sy naam uitspreek, Epicurus, wat ook 'n grip op hierdie goed probeer kry het. Ongelukkig het hy dit probeer doen sonder die inspraak van die skrif. So sy gevolgtrekking was die volgende, hy het gesê, as God nie in staat is om boosheid te stop nie, is hy nie almagtig nie. Die tweede gevolgtrekking is, as God in staat is om boosheid te stop en hy doen dit nie, dan is hy nie goed nie. Dit was die gevolgtrekking. Met ander woorde, as God almagtig en goed is, hoekom gebeur daar nog slegte dinge wat lyding en pyn veroorsaak? In ons eie konteks het ons die afgelope ruk gepraat oor His Glory, Our Story, wat ons jaartema is, wat gaan oor Christus se heerlikheid wat my storie word. En ons het baie gepraat oor Jesus as koning en sy koningskap waarby ons ingesluit is. So die vraag is, as Jesus dan koning is en regeer, en hy sluit ons in by sy koningskap, om sy heerlikheid te dra, hoekom beleef ons dan nog swaar kry en lyding en alles wat saam met dit gepaard gaan? Dis die vraag. So kom ons luister aan wat sê die skrif, en in die skrif sien ons dat lyding en swaar kry dikwels integraal deel was van die lewensstories van mense in die Bybel en die skrif. Dit was self deel van Jesus se lewe. Die Bybel vermy dit glad nie. Die tema van lyding en swaar kry word glad nie vermy in die skrif nie. En die Bybel stop ook nie by die hoekom vraag nie. Die Bybel gaan eerder in 'n transisie en in 'n volgende vraag om te sê, 'n sleutelbelangrike vraag om te sê, hoe nou? Hoe hanteer ek hierdie lyding? Hoe hanteer ek hierdie situasie? So die vraag is, hoe nou in plaas van hoekom? So as ons kyk na perspektief op lyding, ek dink daar's verskriklike baie verklaringe of meer as een antwoord oor hoekom daar nog lyding is, maar kom ons kyk dalk na 'n paar goed. As jy in jou eie lewe dink, mense het vrye keuse en vrye keuse maak baie keer dat dit 'n impak kan hê, nie net op my lewe nie, maar ook op die mense om my se lewens, of nie net op daai persoon se lewe nie, maar dit het selfs 'n impak op my lewe. So vrye keuse kan maak dat verkeerde keuses gemaak, vrye wil kan maak dat verkeerde keuses gemaak word en dit het 'n impak. Dit veroorsaak baie keer pyn of dit veroorsaak baie keer lyding. Baie keer is dit geestelike aanslag. Ons het 'n vyand wat wil kom steel en verwoes. En daai geestelike aanslag is baie keer dit wat lyding veroorsaak. Ek dink aan die storie van Job, die aanklag, die toets, die lyding, die vrug van geregtigheid wat dit gedra het. Ek dink ook baie keer lyding het iets te doen met dissipline in ons lewe. Is dalk iets wat ons laat volhard en ons gaan nou by dit kom. En vandag wil ons fokus op die een ding wat ons kan help om lyding te verstaan en lyding te hanteer. So Paulus skryf in Romeine 8 en jy is welkom om jou Bybel saam mee oop te maak by Romeine 8 as jy saam wil lees. Ons gaan nou lees van vers 18 af. Maar hy skryf spesifiek daarna, skryf hy die hele skepping sug saam met ons as kinders van God. En ons verkeer in geboortepyne. Nou ek weet nie van jou nie, ek het nou nog nie, die dames het dit al beleef, geboortepyne. Ek het nou nog nie beleef nie, maar ek het dit gesien
En as Paulus oor dit skryf, dan wil ek vir jou sê, ek dink is ernstig, as hy sê ons verkeer nog in geboortepyne. Dit is, ek dink daar's iets wat hy wil neersit van hierdie, om te sê, yes, dit is nie iets wat altyd lekker is nie, maar die storie van geboorte, en ek dink dit is eintlik, dit word hierso so 'n bietjie, nie verduidelik nie, maar hy verwys in 'n spesifieke sin daarna toe. Die storie van geboorte is, daar's 'n stuk lyding, maar daar's iets in die toekoms, nê, wat saam met daai pyn en saam met daai lyding gaan, daar's iets om na uit te sien. En hy skryf, dis interessant, die opskrif van hierdie stuk in Romeine 8, dan sê hy, in die 53 vertaling, noem hy dit die eerstelinge van die Gees. Dis wat hy hierdie opskrif maak van hierdie hoofstuk. En in die 2020 vertaling dan sê hy die toekomstige heerlikheid. So die vertalings verskil so bietjie, maar dit is eintlik so mooi dat dit bymekaar kom. Die eerstelinge van die Gees en die toekomstige heerlikheid. So kom ons lees Romeine 8 van vers 18. Hy sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinnelose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders. Die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop. Is dit mooi nie? Ons is immers verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Paulus sê in hierdie gedeelte, die skepping is tans nog onderworpe aan verval en gebrokenheid as gevolg van die sondeval en alles wat nog saam met dit gegaan het. Maar dit gaan verander. Die dag as Christus alles kom nuut maak, wanneer God alles finaal kom nuut maak deur die koning, dan verander dit. Dit is hoekom ons hoop. Ons is immers verlos in hoop. Ons hoop in die dinge wat ons nie sien nie, die geloof. Die swaar kry wat ons nou beleef, skryf Paulus. Hy sê dit kan nie vergelyk word met die heerlikheid wat op ons wag nie. Daar's 'n stuk mystery in lyding. Daar's 'n stuk mystery in God se heerlikheid wat ons nie nou al sien nie. En baie keer in ons lewens wil ons dadelik die antwoord en ons wil nou weet hoekom het hier gebeur. Wat is die volgende roete? Maar daar's iets in God se heerlikheid wat ek en jy moet vas aanhou in hoop. And to trust the process. Dit is so mooi wat hy sê, saam met dit tot ons reeds die Gees. Ons het reeds die Heilige Gees as God se eerste gawe ontvang. Die Engelse vertaling praat so mooi, hy praat van hierdie gedagte van God se Gees as die eerste gawe. Hy praat van the first fruits of the Spirit. Nou dis 'n konsep wat eintlik uit die landbouwêreld uitkom. Ek ken nie veel van die landbouwêreld af nie, maar dit is waar dit van daar af kom. Waar dit eintlik was dat die eerste vrug wat jy gesien het en kon pluk was 'n waarborg, of dit is 'n waarborg van die oes wat nog sal volg. Dis mooi, nee, dis 'n mooi prentjie om die proses te vertrou en dit wat jy sien, die first fruits of the Spirit. Weet ons, Christus gaan alles kom nuut maak. So wat sê Paulus? Hy gebruik die beeld van first fruits om ons aan te moedig. Ons het reeds nou die Heilige Gees wat in ons woon. Ons het reeds nou die Heilige Gees wat in ons werk. Dis hy wat ons bekragtig, dis hy wat ons bemagtig en dis hy wat die waarborg is van die finale verlossing van pyn en lyding. Hy is die waarborg, die Gees wat in my werk, die Gees wat my krag gee. Hy is die waarborg dat God
alles gaan kom nuut maak. So ek dink as ons kyk na lyding, as ons kyk na suffering in die wêreld, dalk in jou eie lewe en eie situasies, wil ek dalk so 2 aspekte vanoggend net so vinnig gaan raak. En ek dink die eerste aspek is dat ons dikwels lyding en swaar kry beleef van goed wat met ons gebeur en self baie keer onregverdig, dit voel onregverdig omdat goed nog stikkend is, omdat daar nog gebrokenheid is en ons wag vir hierdie toekomstige volmaakte heerlikheid en herstel. So dit is as gevolg van iets. Dis lyding as gevolg van. Dit is ook daai, weet wat ons nou gesê, dalk miskien iemand se keuse wat iets veroorsaak. Dit is as gevolg van die gebrokenheid. Daar's lyding van dit veroorsaak lyding en swaar kry. Maar niks van hierdie dinge laat ons hopeloos nie. Want ons weet dat daar 'n toekomstige heerlikheid op pad is, wat al hierdie lyding gaan oortref. Paulus skryf daaroor. So dit is hoekom ons volhard, ten spyte van die onregverdige en selfs die onverklaarbare lyding wat soms ons pad langs kom. Nee, ek weet nie hoeveel keer jy dit al probeer verklaar het nie. Ons hoop en ons vaste wete is, God se volmaakte heerlikheid is op pad. En dit gaan al hierdie dinge oortref. Die tweede een is, dat ons soms lyding beleef, omdat daar nog gebrokenheid is, maar nie as gevolg van nie, maar dit is 'n lyding ter wille van. Ek beleef dat ek sekere lyding hanteer en dit verdra, omdat dit 'n baie spesifieke doel het. Dit is my interessant in Jesus se lewe, hoe hy altyd beleef het. Hy het lyding beleef as gevolg van sonde, maar hy het ook lyding beleef ter wille van die mens. Ter wille van sy familie, ter wille van sy huis. As gevolg van iets, maar ook ter wille van. Hebreërs 12, ons het al hierna verwys in ons vorige reekse, maar ek wil net weer hierso inbring, want dit is eintlik so mooi, as dit gaan oor lyding as gevolg van en ter wille van. Hoor wat sê hy in vers 1, hy sê, daarom terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in vooruitsig gestel is, hierdie is vir my, dit boggle my mind, hoe Paulus hierdie 2 goed by mekaar bring. Hoor net gou hier. Hy sê, hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Dit is my interessant hoe hy sê, for the joy set before him, he endured the cross. Vir die heerlikheid wat gewag het, vir die oorwinning wat daar was, het Jesus die kruis geduur. Hy het gelei ter wille van die groter prentjie. Hy verdra die kruis, hy doen dit met sy oë gefestig op die vreugde. Dit is ook die begin van die toekomstige heerlikheid waarvan Paulus hier in Romeine praat. Was dit nie vir hierdie lyding van die kruis nie, sou daar nooit hierdie toekomstige heerlikheid kon wees waaroor hy praat nie. En die Hebreërs skrywer nooi ons om perspektief te kry op die lyding wat ons nou ervaar, ter wille van. Ons weet die lyding is ter wille van 'n groter prentjie, dis ter wille van 'n groter doel, en daai doel is om God se heerlikheid in 'n situasie of in 'n omgewing te kan sien. As ons kyk na lyding, ons kyk na pyn, en toe ek gisterand sit ek so en ek gaan weer hier deur, en ek weet nie wie van julle kan onthou toe jy Vetkoekpaleis gekyk het nie, enige iemand, nee. Onthou julle die een ouetjie se ma, sy het altyd so gepraat van die pyn en lyding. Dis as ek daai 2 woorde hoor, en is dit nie baie keer ons posisie nie, nee, as ons die 2 woorde, die pyn en lyding van hierdie wêreld. Die geboorte, pyn en lyding. As ons kyk na pyn, en ons besef dat daar purpose in die pyn is, dan kyk ons baie keer anders daarna. Dan is jou perspektief en jou approach is baie keer different.
Daar's 'n voorbeeld wat ek wil gebruik, nie dat ek dit self doen nie, maar dalk eendag. Maar die van julle wat al vir 'n marathon in gaan skryf het, of miskien is die, ek sien hoe lag julle almal vir my, is reg. As jy vir 'n marathon of iets ingeskryf het, daar's 'n groot prys wat jy moet nou betaal om in te skryf vir hierdie marathon, nê. En dan wat gebeur nou na dit? Dan moet jy begin oefen. Nee, so jy betaal vir iets, dan moet jy gaan oefen om iets te gaan doen. Dit maak nie altyd sin nie, maar dis wat dit is. En die oefening is leiding. Die manne wat 4M gaan doen, jy betaal om 4M te gaan doen, en dan moet jy nou gaan 'n klomp keer piek gaan stap, of wat ook al, en dis leiding, dis pyn. Daar is nou pyn en leiding. Jan sê vir my, nee, dit is nie. Maar, is 'n goeie experience, julle moet dit gaan doen. Hierso is die punt van die voorbeeld. Al het jy betaal, en al het jy die leiding ervaar, wat is die uitkomste? Die uitkomste is 'n sense van accomplishment. Die uitkomste is gesondheidsvoordele, gewigsvoordele, emosionele, mental voordele. So kan ons fokus op die uitkomste, kan ons fokus op die purpose, wat baie keer in die pyn lê. Die groter prentjie, ter wille van die lyding. In 'n spesifieke situasie of 'n posisie of plekke waar jy geplaas is, om alhoewel daar lyding en swaar kry is en jy mag dit dalk beleef, dat jy ook sal weet om die heerlikheid van God en die koninkryk en sy koninkryk en sy koningskap in daai situasie of in daai area en daai spasie in te kan dra, sodat sy doel daar bereik kan word. Purpose in the pain. En ek weet, as ek hieroor praat, ek raak sommer baie keer emosioneel, ek weet, daar sit baie van julle, wat al deur baie goed gegaan het hier, wat al los beleef het, daar's baie van julle wat hier sit, wat de mekaar is, as gevolg van goed wat gebeur het, as gevolg van pyn en lyding waartoe jy moes gaan. Vandag wil ek vir jou sê, of jy dit glo en of jy dit nie glo nie, of jy dit wil hoor of dit nie wil hoor volgend nie. Maar die Here het 'n doel met jou lyding ter wille van 'n groter prentjie. En dit maak nie altyd sin nie, want hoekom gebeur dit met my? Maar kan ek jou nooi om die vraag te vra in daai posisie, hoe nou? Om dit nie te probeer verklaar altyd nie, maar om te sê, Here, ek is hier in hierdie situasie. Hoe nou? Vat my hand, omhels my, wees saam met my. Net weer daai gedeelte in Hebreërs, ekskuus dat ek gou hier aangaan. Hoe hanteer ons die lyding? Ons volhard in hierdie purpose. En ons kyk gereeld na Jesus se voorbeeld. Weer eens daai gedeelte in Hebreërs 12. Ek lees hom gaan net vir jou die message paraphrase uit. Hy sê dit eintlik so mooi. Hy sê, keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God, he could put up with anything along the way. Cross, shame, whatever. And now he's there in the place of honor, right alongside God. So when you find yourselves flagging in your faith, go over that story again, item by item. That long litany of hostility he plowed through. That will shoot adrenaline into your souls. As jy moeg raak, as jy perspektief verloor, kyk na die koning, kyk na Jesus, kyk na sy plan, sy manier van dinge doen, die purpose in die pyn, die heerlikheid wat God wil bring, dit wat nooit vergelyk kan word nie, die heerlikheid wat nooit vergelyk kan word met die lyding wat ons nou beleef het nie. Nog 'n manier wat ek dink ons lyding kan hanteer is om te weet God is teenwoordig en om te engage met sy beloftes, om vas te hou aan daai beloftes. Ons het nodig om vanuit sy teenwoordigheid te leef, want dit is ook in sy teenwoordigheid waar ons perspektief kry. Het jy dit al ooit
ooit beleef as jy byvoorbeeld met 'n besigheid werk of met 'n span werk wat dalk ver sit, nê? En al wat jy kry is die statistieke, jy kry die dokumentasie, jy kry die feedback. Dis al wat jy sien. Dis die groei of dis die decline. Maar die oomblik as jy in die gebou instap of tussen die mense instap, dan beleef jy, dis wat hier aangaan. Dis wat gebeur. Want dis in die teenwoordigheid waar jy perspektief kry. So om te leef vanuit God se teenwoordigheid is waar ons perspektief kry oor ons situasies. Dis waar ons perspektief kry, want ek sê jou nou, partykeer gaan die situasie nie vir jou sin maak nie. Partykeer gaan jy dit nie kan kop nie. Maar as ek en jy leef vanuit die teenwoordigheid van God, en die feit dat hy met ons is, Hebreërs 13, ek sou jou beslis nie verlaat nie, en ook nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Hebreërs skrywer skryf dit, hy sê, sodat ons kan sê, die Here is my helper, en ek sal nie bang wees nie. Maar nog gaan tye kom wat jy bang is, wat die onbekende voor jou gaan lê, die onverklaarbare voor jou gaan lê, maar hy is met my. En as ek weet hy is met my, dan leef ek vanuit sy teenwoordigheid. En vanuit sy teenwoordigheid weet ek is daar purpose in die pyn. Wie vat na 'n skrifgedeelte toe in 1 Petrus 2 vers 6 en ek wil die worship team vra, julle is welkom om op te kom. Hy sê, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore, kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Hierdie skrifvers laat my so dink aan die fondasie van 'n huis of van 'n gebou, en as die fondasie reg saamgestel is vir die gewig wat die fondasie moet dra, dan is die gewig nie 'n probleem nie. Want die fondasie se integriteit is gereed vir dit. En so ook ek en jy, die eklesia, die huis van God, sy familie. Ons fondasie is Jesus Christus. Paulus skryf dit in Korintiërs, the one foundation, the one who has already been laid, Jesus Christ. Dit is ons fondasie, dit is ons hoeksteen. Daarom as die druk kom, daarom as die pressure daar is, daarom as die onverklaarbare daar is. Dit wat ons nie sin van kan maak nie, is ons gereed as gevolg van Jesus, om hy gewig te kan dra, en ons weet hy dra ons. Hy is die koning wat alles oorwin het en oor alles sal regeer. Ons moet ons oë gefokus hou op die heerlikheid en die beloftes van God. Hierso skryf Paulus in 2 Korintiërs 4, hy sê, vers 17, hy sê, want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en allersoortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare is tydelik, die onsigbare is ewig. Jaco gebruik 'n quote wat hy iewers gehoor het, wat by my gestiek het, al vir hele ruk. Hy sê, God never promised us safety, but he promised us victory. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dit gaan nie altyd maanskyn en rose wees nie. Jy gaan verseker nie altyd die antwoorde hê nie. Jy gaan verseker nie altyd die verklaring hê nie. Maar daar's oorwinning van 'n koning wat maak dat ek die lyding kan volhard as gevolg van sy heerlikheid. Amen.